Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 20 Oktober. Oorlog in die hemel. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie studie te kan deurgaan. Liewe Heer, help ons asseblief dat ons U boodskap mag verstaan. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Joshua het besef dat die Israeliete se stryd teen die Kanaaniete deel van 'n groter konflik was. Wat weet ons omtrent die konflik waarby die Here self betrokke was? Ons lees Handelinge 12 vers 7 tot 9. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het werklik was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Handelinge 12 vers 7 tot 9. Ons lees nou Jesaja 14 vers 12 tot 14. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy teen die are neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Jesaja 14 vers 12 tot 14. Ons lees Esegiel 28 vers 11 tot 19. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here. Jy was die seelring van ewerhedigheid, vol wysheid en volmaakend skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karneol, topaas en jaspis, kristoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag, en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskit, en ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes, jy was volkome in jou weë, van die dag dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vurige gesteentes uit vernietig, o gerub wat beskit. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou kan neersien. Weens die menigte van jou ongeregtighede deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit het jou verteer, en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou, jy het 'n verskrikking geword, en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Esegiel 28 vers 11 tot 19. Ons lees Daniël 10 vers 12 tot 14. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af wat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die voors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Daniël 10
vers 12 tot 14. Aan die geskape wesens waarmee God die heelal gevul het, het hy 'n verantwoordelikheidssin geskenk. Daarmee saam het hy hulle vrye wil gegee, 'n voorvereiste vir die verstaan en uitleef van liefde. Die wesens wat hy geskape het, kan kies om aan sy wil gehoorsaam te wees of dit te gaan. Een van die magtigste engele, Lucifer, het toe teen die Here gerebelleer en het veroorsaak dat baie engele teen God gedraai het. Jesaja en Esegiel maak melding van hierdie konflik, hoewel party kommentaarskrywers die betekenis van Jesaja 14 en Esegiel 28 tot twee historiese figure probeer beperk, die letterlike koning van Babel en 'n letterlike koning van Tyrus. Tog is daar goeie aanduidings in die Bybel wat op 'n betekenis anderkant die menslike wys. In Jesaja se uitbeelding bevind die koning van Babel hom in die hemel by die troon van God in hoofstuk 14 vers 12 en 13. En in Esegiel se het die koning van Tyrus in Eden gewoon, waar hy 'n beskuttende gerub op God se heilige berg was, hoofstuk 28 vers 12 tot 15. Geen een van die konings het tog werklik hierdie dinge gedoen nie. Voorts kan hierdie aardse konings ook glad nie as onberispelik of as die seelring van ewerheidigheid beskryf word nie. So duidelik het ons hier met karakter as metafore te make, iets anders as die letterlike konings en koninkryke van Babylon en Tyrus. Jesaja 14 bied die leser 'n gelykenis, Hamasal in vers 4, 'n verbuiging van die grondwoord masal. Die Afrikaans noem dit 'n spotlied in die Nuwe Afrikaanse Bybel, Ou Afrikaanse Bybel, Afrikaans 2020 ensovoorts. Hoe dit ook al sy, dit dui op 'n betekenis anderkant die onmiddellike historiese konteks. In hierdie spotlied word die koning van Babel 'n voorbeeld of selfs 'n versinnebeelding van rebellie, selfgenoegsaamheid en hoogmoedigheid. Hierdie soort versinnebeelding kom mens ook in Esegiel 28 te, aangesien die profeet onderskeid tussen die prins van Tyrus in vers 2 en die koning van Tyrus in Esegiel 28 vers 11 en 12 tref. Hierdie onderskeid skemer nie deur die Afrikaanse vertalings nie. Die Hebreëus gebruik wel verskillende terme, Nagid in vers 2 en Melek in vers 12, wat die Engelse King James vertaling onderskeidelik as Prince of Tyrus en King of Tyrus vertolk. Die American Standard Version en die Common English Bible doen dit ook. In pas met hierdie onderskeid kan ons sê, die prins is aktief in die aardse sfeer en word later versinnebeeld as 'n koning wat in die hemelse sfeer optree. Volgens Daniël 10 vers 12 tot 14 werk hierdie rebelse hemelwesens die volvoering van God se plan vir die mens op te. Die koneksie tussen die hemel en die aarde is belangrik, want dit is in hierdie lig wat ons die oorlog wat God Israel aangesê het om te voer, moet beskou. Ons moet besef dat dit aardse manifestasies van die groot stryd tussen God en Satan, tussen goed en kwaad is. Al hierdie dinge het uiteindelik 'n doel, om die geregtigheid en liefde van God op 'n gevalle planeet te herstel. Waaroorals is die werklikheid van hierdie kosmiese konflik tussen goed en kwaad in die wêreld om ons en in ons eie lewens te sien?